Elia op Karmelberg is 'n besonder kragtige verhaal. Dit openbaar waaroor die kosmiese konflik in werklikheid gaan en is opgeteken in 1 Konings 18 vers 19 tot 40. Dit is daar wat God die sogenaamde gode van die volke aan die kaak gestel het. Tog toon dit nie net dat daardie gode pure versinsels was nie, dinge wat die destydse paganiste uitgedink het nie. Nee, dit neem ons ook agter die skerms. Israel se buurnasies het nie besef wat agter hulle afgode en die aanbidding daarvan skuil nie. In Deuteronomium 32 vers 17 lees ons, hulle offers gebring het aan demone wat nie gode was nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 20, wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie, en ek wil nie hê dat julle aan demone deel moet hê nie. Vermom agter die nasies se vals gode was demone. Dit beteken dus dat alle Bybelverse wat met afgoderry en vreemde gode te maak het, inderwaarheid tekste is wat met die groot stryd te maak het. Beskou teen hierdie agtergrond, verstaan 'n mens die kosmiese konflik beter. Hierdie waarheid oor demone vermom as gode het gewigtige implikasies vir 'n beter begrip van die groot stryd en sy aard, en hoe dit lig op die kwessie oor boosheid werp. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 8 Maart. Baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se studering. Baie welkom aan almal in die gemeente vir ons Sabbatskool les 10, wat die groot stryd alles behels. En dis omtrent waaroor die Sabbatskoollesie gaan, alles waarom dit gaan. Met ander woorde, agter die gordyn, wat gebeur agter die gordyn? Wat is daar wat mense oor die algemeen nie juis weet nie? Ons geheerteksvers is 1 Johannes 3 vers 8. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg: Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sonde. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. In die 33-53 vertaling van 1 Johannes 3 vers 8 lees dit soos volg: Hy wat die sonde doen is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg ons het om die lesie saam te studeer. Help ons, Here, waar ons deel, dat U deur ons wil praat in Jesus se naam. Amen. Goed, as ons kyk na Elia op Karmel, het Elia mos hierdie offer gebou. En die Baalse profeet het 'n offer gebou. En hulle het hierdie Baalse god aanbid. En hulle moes die Baalse god aanbid om hulle offer in die brand te steek. En hulle het hulle self gesny en te keer gegaan tot laatmiddag toe niks het gebeur nie. En toe het Elia gebid en die vuur het afgekom en dit het alles verorber wat op die offer was, die klippe, die water, alles. Hierdie stryd kleur vir ons 'n bietjie van 'n prentjie in waaroor die groot stryd gaan. Want baie van hierdie heidense gelowe wat hierdie gode aanbid, soos die moslems aanbid Allah, die boeddhiste aanbid Boeddha, en soos daar verskillende gode, daarso is die hindoe geloof wat duisende gode het, maar eintlik agter daai gode is demone, dis duiwels. Deuteronomium 32 vers 17 lees, hulle het offers gebring aan demone wat nie gode was, die gode wat hulle nie geken het, die gode wat onlangs aangekom het, gode wat hulle voorouers nooit gedien het nie. En dan sê ook 1 Korintiërs 10 vers 20, wat hulle offer hulle aan demone, nie aan God nie. So, hierdie gevalle engele, wat ons nou al tot dusver in hierdie les gesien het, dat die oorlog in die hemel begin, dit is tussen God en Satan, en sy engele, en Michael se engele. En hierdie engele is op die aarde neergegooi, en hulle doen hulle self voor as hierdie gode, maar hulle is demone. Sondagse les vir 2 Maart sê, 'n engel word teëgestaan.
Nou hierdie eerste gedeelte is nogal vir my interessant. Sal jy vir ons hierdie eerste paragraaf lees asseblief? Ja, soos ons pas gesien het, was die nasies se sogenaamde gode in werklikheid vermomde demone. Op ander plekke in die skrif het ons bewyse dat bose magte in die lig inderdaad soms agter aardse regeerders skuil. Selfs die engele wat God uitstuur, kan deur vyandelike magte teëgestaan word. Hierdie is 'n baie interessante stelling. En 'n voorbeeld daarvan, van die feit dat selfs engele wat God uitstuur om God se werk te doen, hulle kan teëgestaan word deur die bose magte. Maar nou weet ons hierdie bose magte is demone wat wêreldentiteite gebruik. Nou die voorbeeld wat hier gegee word is Daniël 10 vers 1 tot 14. Wie sal jou vir ons lees asseblief? In die Afrikaans 53 vertaling, Daniël 10 vers 1 tot 14. In die derde jaar van Kores, die koning van die Perse, is 'n woord geopenbaar aan Daniël wat Belteshazzar genoem is. En die woord is waarheid, maar groot swaarigheid. En hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. In daardie dae het ek, Daniël, 3 volle weke getree. Smaaklike spys het ek nie geëet en vleis en wyn het nie in my mond gekom nie. En ek het my glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Liederkel, het ek my oë opgeslaan, en daar sien ek 'n man met linne bekleed, en sy heupe was omgord met goud van Ufaz, en sy liggaam was soos chrysoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie. Nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. En kyk, 'n hand het my aangeraak en my op my knieë en op die handpalms weggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En terwyl hy hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Nou hierso is iets baie interessants. Hierso sê hy dat hy 3 weke geveg met die vors van Persië. En hierdie vors wat agter Persië is die bose magte. Hoe op dese aarde, ek meen, God het mos mag om sy engele te stuur om te doen wat hulle moet doen, maar hier was hy vir 3 weke gekeer gewees. Hy sou in die begin al na Daniël toe gekom het, toe Daniël begin bid het, maar hy kon nie na Daniël kom nie, want hy moes eers hierdie groot stryd wat daar in die gang was, moes hy eers hanteer, en hy het vir 3 weke gesukkel. Nou hier is 'n stukkie uit Prophets and Kings wat lees, 3 weke lank het Gabriël met die donker magte gestoei in 'n poging om die bose houvas op Kores die groepe se denke te verbreek. Alles wat die Here ter wille van sy volk kon doen, het hy gedoen. Die oorwinning is uiteindelik behaal. Al die vyandse magte is vir die res van Kores die groote se bewind, as ook die van sy seun Kambises die tweede aan bande gelê. Nou hierdie is baie interessant, want
Dit beteken dat, of kan ek so vra, hoekom laat God toe dat die engele wat hy stuur gekeer word vir 3 weke lang? Is God nie almagtig nie? Wat kan die rede wees? Wat sal julle sê? Beteken dat God nie sy almag uitgeoefen het nie? En as hy nie sy almag uitgeoefen het nie, hoekom nie? En hulle praat hulle van, daar was sekere reëls wat albei partye moes byhou, so dit was sekere reëls geweest wat hulle moes Lees vir ons daai gedeelte. Die feit dat so 'n worsteling gebeur het, beteken dat God nie al sy mag uitgeoefen het nie. Hier is duidelik bepaal dat die vyand nie op 'n arbitreëre wyse van sy mag ontneem moes word nie, maar die geleentheid gegee moes word om vrylik op te tree en sy mag uit te oefen. In die stryd tussen God en Satan was daar duidelike reëls waarby albei partye moes hou, hoewel die besonderhede nie aan ons bekend is nie. So is daar perke in hierdie kosmiese stryd waarby selfs die engele van God moet hou, grense wat nie oorskry mag word nie. Vir die res van die kwartaal sal ons meer na hierdie oorlogreëls as grense van die groot stryd of die reëls van die stryd verwys. So, God respekteer die wil van die mens. En die duiwel mag leuns gebruik, bedrog gebruik, dwang gebruik, waar God dit nie gaan gebruik. Dis nie dat God nie kan nie. Maar omdat God 'n God van liefde is, weier hy om dit te doen. En gaan hy dit nie, hy gaan nie iemand dwing nie. Hy gaan nie iemand teen hulle wil forceer nie. Maar hy werk rondom die wil van die mens. Nou die vraag hieronder sê, hoe voel dit om jouself in te perk deur by liefde eerder as dwang te hou? Watter lesse oor die grense van mag het jy al uit sulke ervarings geleer? So met ander woorde, moes jy jouself al ingehou het om dinge nie te vererger of sleg te maak nie. Dan is jy maar eerder die een wat nederig is en wat stil is en eerder maar laat liefde seëvier as wat jy nou die persoon kon aanraak. Dis pas 'n goeie ding, dis 'n mooi ding en dis presies wat die Here doen. Baie mense sê ja, maar God bestaan nie of God is swak, God is nie almagtig nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maandag 3 Maart sê die draak in Openbaring. Die oorkoepelende besef dat bo-menslike magte in 'n groot stryd gewikkel is, word netjies in die boek Openbaring vasgevang. Hierin word die duiwel as die groot draak uitgebeeld wat God teenstaan en die hele wêreld verlei. En Mike, sal jy vir ons Openbaring 13 vers 1 tot 8 lees asseblief? En ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godlastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. En ek het een van die koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. En hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En die mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslastering uitspreek, en aan hom is mag gegee, om dit 42 maande lang te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel, en die wat in die hemel woon, te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges, en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. So, hier word die draak, Satan, in Openbaring 12 vers 7 tot 9 word die draak genoem. Maar hierso sien ons, dat hy sy krag en sy troon en groot mag aan hierdie dier gee, wat uit die see uit opkom. Nou, ons weet wie die dier is wat uit die see uit opkom, kan ons raai, weet jy wie dit is? Wie is die mag wat uit die see uit opkom? Dis uit die see uit, Ja. is die paus. Die pauslike mag, né? Die see beteken nou die waters. Nou, hy gee al sy mag, die draak Satan gee al sy mag aan hierdie dier.
En hierdie dier gee sy krag en mag aan die tweede dier. En hierdie twee diere maak dat die draak aanbid word deur die eerste dier. So Satan, oftewel die draak, gee mag en gesag aan 'n dier. Dis 'n aardse moontlikheid wat beide godsdienstig en polities van aard is. Hierdie mag oefen die dier uit om die aanbidding wat aan God alleen toekom vir homself toe te eien. Die dier belaster die naam van God. Boonop voer hy oorlog teen God se kinders en oorwin hulle self, wel ten minste 'n tyd lank. Nou is hierso hierdie laaste paragraaf sê ja, Satan weet dat hy min tyd oor het. En dit is vir ons goeie nuus. Die lesie sê hierso die vraag aan die einde van die dag: hoe onmoontlik dit ook al vir ons lyk, sal die goed wel eendag 'n ewige oorwinning oor die kwaad behaal. Waarom is dit so belangrik dat ons nooit hierdie wonderlike belofte uit die oog moet verloor nie? So ja, die duiwel is nou in beheer van hierdie wêreld, die magte in die wêreld, maar dit is tydelik. Dis nie permanent nie. Dis iets wat tot 'n einde gaan kom. En dit moet ons hoop gee, dat dit gaan nie vir ewig aanhou nie. Dinsdag 4 Maart, Job se val. Nou vra ons moet kyk na Job 1 vers 1 tot 12 en hoofstuk 2 vers 1 tot 7. En Wiets, kan ek jou vra om vir ons asseblief Job 1 te lees? Vers 1 tot 12. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam was Job, en die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarby was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En sy seuns was gewoond om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hul 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dae van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle hart geseën. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir die Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here en sê: "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het." En die Here vra vir die Satan: "Het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad." En die Satan antwoord die Here en sê: "Is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan hulle kant rondom beskud nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën." Daarop sê die Here aan die Satan: "Kyk, alles wat hy het is in jou hand, en net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie." En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Sal jy vir ons daai 2 vers 1 tot 7 ook lees? Job 2 vers 1 tot 7. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan: "Waar kom jy vandaan?" En die Satan antwoord die Here: "Van 'n swerftog oor die aarde wat ek deurkruis het." En die Here vra vir die Satan: "Het jy ag gegee op die knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak." Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê: "Heid vir heid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe, maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sê hy sal u in u aangesig seën." En die Here sê aan die Satan: "Kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe." En die Satan het weggegaan
van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. So, in die eerste plek sien ons, hier gebeur iets in die hemel. Dit sê die seuns van God het in mekaar gekom, en onder hulle was Lucifer gewees. So hier is 'n hemelse raad, 'n konferensie wat aan die gang is. En baie duidelik is daar wrywing, want God sê vir Satan, het jy gesien Job? Hy is gehoorsaam, hy's nederig, hy's waarlik 'n kind van God. Nou God sou nie dit gesê het as daar nie alreeds konflik was nie. Want toe sê die duiwel nou, ja, maar hoekom is hy dan so geseën? Enige iemand wat al hierdie seëninge kry, is die rykste van almal in die ooste. Geen wonder hy gaan u loof en dien nie, dis omdat u hom so seën. So in die eerste plek beskuldig hy vir Job, dat Job God net dien oor wat hy uit God het kan kry. En hy beledig God, dat God hom voortrek bo ander mense. En dan sien ons met hierdie tweede raad, en hy gaan toe, hy vat toe alles weg van hom af. Alles wat hy besit, sy kinders, sy alles. En toe kom hy terug. En God sê, het jy gesien? Hy het maar nie gevloek nie. Daar's niemand so vroom soos hy nie, so godsvreesend soos hy nie. En toe sê hy, ja, maar wat eintlik vir hom saak maak is sy eie bestaan. Want hy is nog alright, alhoewel ander mense gesaffer het en goeders weg is, hy self is alright. So hier beledig hy weer vir Job en hy beledig vir God. En toe sê God, jy kan hom aanraak met 'n siekte, maar jy mag nie sy lewe neem nie. Die eerste keer het God gesê, jy kan alles van hom vat, maar jy mag hom nie aanraak nie. So ons sien 'n paar dinge hier, so dat daar's reëls. Daar's dinge wat die duiwel nie kan doen nie. Wat God sê, jy mag dit nie doen nie. En goed, wat God wel sê, wat jy kan toelaat. Want kyk, daar's nou hierdie hemelse raad, van al die wesens in die hemel, en God se karakter word bevraagteken. Hoe gaan God daardie aanklag aanspreek? Hy kon mos nou het gesê, hoor die duiwel, kom hierso, ek 'n paar klappe gee, en daar gooi sy op veld. Wat sou die ander gedoen? Sou hulle oortuig wees dat God wel regverdig is, dat hy aantuigings vals is? Nee. So God sê vir hom, gaan voort, en kom ons kyk. En toe het ons met hierdie siektes geslaan, maar Job het nog steeds nie God gevloek nie. Hy het nog steeds in God geglo, aan God al die eer gegee. En so is die duiwel se beskuldigings verkeerd bewys, en so kon hierdie hemelse wesens sien, hierdie bedrieger, hierdie Satan, hy is besig met verkeerde stories. Anders kon daar van hulle gewees het wat gesê het, weet jy, miskien het hy 'n punt, né? Hoekom wil God nie hê dit moet uitloop nie, dit moet gebeur nie, wat probeer God wegsteek? Daarom is dit noodsaaklik dat dit moet so gebeur, sodat mens kan sê hy sy kaarte kan speel. Goed, Woensdag 5 Maart, die tydelike heerser van die wêreld. Ons het al bietjie gekyk na dit. Die feit dat dit tydelik is, kan ek jou vra asseblief, Mike, sal jy vir ons daai skrifgedeelte Johannes 12 vers 31, hoofstuk 14 vers 30, 16 vers 11, 2 Korintiërs 4 vers 4, Lukas 4 vers 16. Dis nou 'n hele paar. Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word. Johannes 14 vers 30. Ek sal nie meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks nie. Johannes 16 vers 11. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. 2 Korintiërs 4 vers 4. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Lukas 4 vers 6. En die duiwel sê vir hom, ek sal u aan al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Duidelik is daar nou, het ons gesien, daar's reëls in hierdie groot stryd. En daar's dinge wat die duiwel nie kan doen nie, wat God hom nie toelaat nie. Maar daar is dinge waar God ook beperk is. Maar God is beperk deur homself te beperk. En hy is beperk en die duiwel se doen en late is beperk tot wat gebeur in hierdie groot stryd.
Maar ons weet die grootheid gaan tot 'n einde kom. Die duiwel het nou mag op hierdie aarde, hy is wel nou die prins van die duisternis van hierdie aarde. Maar dit is binne die konteks van die groot stryd en daar gaan 'n einde aankom. Die lesie vra hierso aan die einde, of voordat ons dit doen, kom ek lees net gou die laaste gedeelte. Dit sê hierso, ons sien dus dat boosheid en lyding voortduur, wat inderdaad veroorsaak dat talle of God se bestaan of sy goedheid bevraagteken. Maar sodra 'n mens egter die onderbou van die groot stryd verstaan, as ook die perke vir die hantering van boosheid waaraan God hom onderhewig gestel het, maak die toestand waarin die wêreld tans verkeer, wel ten minste totdat God uiteindelik oor die bose triomfeer, tot 'n mate meer sin. So dit maak sin dat God, omdat hy God van liefde is, gaan nie lieg nie. Hy gaan nie omkoop, hy gaan nie forceer nie. Hy moet werk volgens die wil van die mens, maar die duiwel forceer en hy dreig en hy lei om die bos. Hy kan al daai taktieke gebruik. Maar God sê nee. So in daai sin beperk God homself. En hy sê nee, ek sal op die beginsels van liefde gaan en liefde alleen. Nou sê die vraag hieronder. Jesus verwys na Satan as die heerser van die wêreld. Hoe help dit 'n mens om tot 'n mate toe die heersende boosheid in ons wêreld te verstaan? Die wete dat Satan se bewind net tydelik is gewis 'n reuse troos. Is dit nie so nie? Né? Die feit dat ons kan weet dat op die einde van die dag God gaan seëvier en die duiwel vernietig gaan word. Donderdag 6 Maart, perke en reëls. Die lesie sê die groot stryd is hoofsaaklik 'n dispuut oor God se karakter en dit gebeur omdat die duiwel God se goedheid, geregtigheid en regering met vals aantuigings verswadder het. Dit is basies 'n hofsaak wat oor kosmiese kontrakreg gaan. So 'n geskil kan nie met brute krag versleg word nie. Nee, dit vereis 'n demonstrasie van onderskeie partye se optrede. Dit is soos as iemand president Ramaphosa beskuldig dat hy bedrog pleeg, dat hy iets vreesliks aangevang het en die persoon wat hom aankla verdwyn het. En later kry hy sy lijk iewester. Almal gaan dink, o, die Ramaphosa het eintlik hierdie ding gedoen. Dit gaan nie sy saak help deur om sy mag en krag op so 'n manier te gebruik nie. Wat hy gaan moet doen is, kom ons sit en ons bespreek hierdie ding, bring jou bewyse en ek bring my bewyse. En dit is presies wat God hierso doen. En daarom is daar hierdie reëls in plek gestel. Die lesie vra ons moet kyk na Markus 6 vers 5 en hoofstuk 9 vers 29. Kan ek vir Wiets vra, sal jy dit vir ons lees asseblief? Markus 6 vers 5. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. Markus 9 vers 29. En hy sê vir hulle, hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas. Hierdie is nou 'n baie belangrike punt. Ons kan nie uitgaan, ons kan nie oorwin nie, behalwe deur vas en gebed. Dit is reëls hierdie. Dis reëls wat nagekom moet word. As ek besluit om teen die Here te gaan en dinge van die wêreld na te streef, dan is ek besig om sekere reëls te volg wat my in 'n sekere rigting gaan laat. As ek die hele tyd gaan tyd spandeer saam met mense wat goddeloos is, gaan ek soos hulle raak. So daar is wette en reëls ingestel wat gaan bepaal waar ons op die einde van die dag gaan uitkom, maar ons het nog steeds ons eie keuse wat ons moet maak. Sal jy vir ons hierdie verse by die vraag aan die einde van die dag, Mike, lees jy lief vir ons daardie verse? Hier sien ons Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat ons aan ons geopenbaar sal word nie. In Openbaring 21 vers 3 tot 4. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So die vraag lees soos volg,
Hoewel daar baie dinge is wat ons nou nie verstaan nie, kan ons wel op die Here vertrou. Hy weet wat die beste vir ons is, streef dit aktief na en sal uiteindelik die bose tot 'n einde bring en 'n ewigheid van geluksaligheid inlei. Hy gee die geleesde teksverse. Hoe gee die geleesde teksverse ons daardie geloofsversekering? Romeine 8 vers 18. Wat sal jy sê, Mike? Hoe gee dit ons geloofsversekering? Ons lyding hier op aarde is 'n kort tydjie. Die ewigheid gaan baie langer wees as ons by Jesus kan wees en sy liefde kan ervaar. Hy het hoeveel vir ons ook gelei, Jesus self aan die kruis, hy wat hy basies doodgemaak is om vir ons sondes te kon skoon was. So die bietjie tyd wat ons hier spandeer wat ons lyding is 'n fraksie van wat hy deurgegaan het. Ja, dis ook waar, dis waar. Wat sal jy sê? Ek wil bylas dat ons moet onthou daar is net twee kante. En daar is nie 'n middel van daai twee kante nie. Die groot stryd het net 'n goed en 'n sleg. En in hierdie stadium is God in beheer van die goed en Satan is in beheer van die sleg. Nou dis ons keuse om deel van God se span te wees, van sy kinders, of die draak te volg. Ons kan nie in die middel wees nie, want dan oortree ons nog 'n reël en dit is 'n draadsittery. En God laat dit nie toe nie. Dit is of jy sleg of jy's goed. Ja, mense val, maar net soos wat God van Job gepraat het en gesê het, hy neig vanaf die kwaad. Hy neig vanaf die boosheid. Dit is die lewe wat ons moet lewe. Ons moet neig weg van die kwaad af, na God toe. En dit is wat belangrik is. Amen. En deur tyd saam met die Here te spandeer. En hom aan te neem as jou Here en Saligmaker. Maak hy dit vir ons moontlik om dit te kan doen, want dit is moeilik om teen die duiwel te stry, nie selfs teen jou eie sondige natuur. Ons kom by Vrydag, vrae vir bespreking, en Mike, kan ek jou vra, sal jy daai eerste vraag vir ons lees? Wat beteken dit om Satan se wettige gevangene te wees? Kan die duiwel dus, om dit nou platvoer te stel, maak soos hy smaak met mense? Indien nie, hoekom nie? Hoe sluit dit by die kosmiese konflik se sogenaamde reëls van die stryd aan? Wat sê jy sê? Daar's reëls. Ja, Daar's reëls wat want God beperk hom, né? God beperk hom om te doen net wat hy wil. Dis nou een ding wat die duiwel nie kan doen nie, waar God nou iets kan doen. God sê vir hom nie, jy kan dit nie doen nie. So in 'n sekere mate is nie net God beperk nie, maar hy is ook beperk. Anders sou die duiwel ons almal al lankal vernietig het, né? En dan die tweede vraag, wie sal jy hom vir ons lees? Waarom sou die Here dan toelaat dat Satan enige jurisdiksie in die groot stryd het, selfs al is dit net tydelik? Wat sê dit vir 'n mens oor die wyse waarop die Here Satan se aantuigings hanteer? Ja, ons het dit nou al aangeraak in hierdie les, waar as die Here sy mag en almag gaan gebruik of van hom ontslae raak of van hom 'n voorbeeld te maak, gaan dit niemand oorreed nie. Maar almal gaan oorreed word wat die een is reg deur te sien hoe hulle optree. En ons het nou baie bewys dat die duiwel is nie opreg nie, hoe die duiwel opgetree. Maar ek wil 'n vraag wys, hoekom het die Here nog nie gekom? Almal moet nog 'n kans gaan word om sy keuse te maak. Ek dink nie almal het hulle keuses gemaak wat die Here klaar wat basies op die regte pad is of op pad is om die regte keuse te maak, het nog nie hy finale besluit gemaak. Hulle word nou daai geleentheid gegee om hy finale besluit te maak. Ja. Die Here wil nie hê dat ons moet vergaan nie. Daar's baie vrae wat ons nog nie kan antwoord nie. Die laaste vraag, vraag 3, hoe reageer jy op die siening onder ongelowiges en selfs party Christene, dat Satan nie werklik bestaan nie, en nie 'n wese is met wie 'n mens interaksie kan hê nie. Ons kan weliswaar nie direk bewys dat hy bestaan nie. Watter indirekte bewyse kan 'n mens nietemin daarvoor aanvoer in 'n poging om daardie erg misleidende persone tot beter insig te bring nie? Wel, dit is nie so waar, dit is nie waar van almal nie. Daar is mense wat interaksie het met die duiwel en sy demone. En as 'n mens gaan luister na mense wat werklik diep in daai ding was en wat hulle ervaar het, hulle is getuies dat die duiwel bestaan werklik. Hy is definitief 'n entiteit.
Maar omdat God uit liefde die duiwel beperk, gebruik die duiwel daardie om te sê, nee, maar ek bestaan nie regtig nie. Maar God laat hom nie toe om met enige iemand te interact nie, behalwe mense wat hulle self heeltemal oorgee aan die donker wêreld. Ek wil bylaas dat daar's 'n groot misleiding dat jy uit die genade van God gered word en genade alleen. Dit is genade, ja, maar dis nie almal wat gered gaan word nie. As jy gaan kies om te val vir Satan, dan gaan jy nie gered word nie. Tensy jy jou lewe oorgee aan God. Nou, wat Satan ons wil laat glo, is dat ons kan hom blameer vir ons sonde. En ons kan vir God sê, jammer, dit was Satan wat my hier ingelei het. Maar ons het nog steeds ons eie keuse wat ons val vir sonde. Ons het die mag van vrye wil is baie groter as wat Satan ons lewe kan vat. En dis 'n groot mag. So ons kan kies uit ons eie uit of wil ons gered word of wil ons nie. Amen, amen, baie waar. Ietsie waarmee jy wil afsluit? Dis net daai geheeteks weer, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Ek dink baie mense hou aan sonde doen, want Jesus het nou klaar hulle sondes afgewas met die kruis. Hulle glo nou maar, hy het genoeg gedoen, hulle kan nou maar doen net wat hulle wil. Hy sal hulle vergewe. Hulle besef nie, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Dis hierdie teksvers moet hulle dalk gaan lees en net weer kan besef. As hulle gaan aanhou met dit wat hulle doen, gaan hulle eendag by die duiwel uiteindig. Ja, en die ding is, die helse vuur wat op die einde van die dag vernietiging gaan veroorsaak, finale vernietiging, is voorberei vir die duiwel en sy engele. Dis nie God se plan, dat enige mens in daardie vernietiging moet beland nie. Maar as mense gaan vasklou aan hom, en sy begeerte navolg, dan gaan hulle saam vernietig word, teen God se wil, maar God respekteer ons wil. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte wat in Vrydag gegee word, Testimonies for the Church, deel 1, bladsy 341, ek wil dit graag vir ons lees, dan sluit ek af met gebed. Die gevalle mens is Satan se wettige gevangene. Christus se aardse sending was om ons uit die mag van die groot teestander te bevry. Die mens is geneig om Satan se voorstelle te volg. Teen so 'n gedigte vyand kan ons dus nie verweer nie. Tensy Christus, die magtige oorwinnaar, in ons woon, ons begeertes rig en ons die krag gee. Net die Here kan Satan se mag inperk. Onthou net, die duiwel deurkruis die aarde, doen oral aan. Elke liewe oomblik is hy op sy pos, nie 'n enkele geleentheid om iemand se lewe te verwoes, mag hy laat verbygaan nie. Hierdie besef moet tot die kinders van die Here deurdring, sodat ons nie in sy strikke beland nie. Satan berei reeds sy groot bedrogspel voor, sodat die volk van God hom, te midde van sy laaste aanslag teen hulle, nie sal ontmasker nie. 2 Korintiërs 11 vers 14 sê, geen wonder nie, Satan self gee immers voor dat hy 'n engel van die lig is, in die Nuwe Lewende Vertaling. Gedeeltelik misleide siele beywer hulle vir die standpunt dat God nie bestaan nie. Sodoende word hierdie mense deur Satan gevange geneem en tot 'n groot mate as sy werktuie gebruik. Nietemin het ons wel mag oor Satan, mits ons natuurlik krag in Christus vind. En Satan weet dit beter as die gelowige. Wanneer 'n mens jou voor die magtige oorwinnaar verootmoedig en hom om hulp vra, kan selfs die swak gelowigste dit regkry om Satan en sy oormag suksesvol af te weer, deur Christus geheel en al te vertrou. Satan is natuurlik te onderduims om mense reguit en openlik te versoek, want dan sal die russende Christene met eens ontwaak en hom of haar tot die sterk en magtige verlosser wend. Nee, Satan sluip ongesiens binne met die kinders van ongehoorsaamheid, die wat voorgee om godsvreesend te wees, as sy werktuie en vermomming. Wow. Wat 'n pragtige gedeelte, né? Soveel om oor te dink. Baie dankie dat julle saam met ons die lesie gedoen het. Baie dankie julle saam ons ingeskakel het. Dankie vir julle gemeentelede se geduld met ons. Ons waardeer dit. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie Sabbatskoolessies wat ons soveel kan leer. Maar ons nou 'n bietjie 'n kykie gekry het agter die gordyn. Wat die reëls is, hoekom dinge is soos dit is. Dankie Here dat ons kan weet
dat dit tydelik is, dat U reeds die oorwinning behaal het, en dat U spoedige einde gaan kom maak aan die boosheid. Hy help ons om getrou te bly tot dan, in Jesus se naam. Amen.